is net bewus van sy heiligheid. Vandag wil die Here met ons praat oor die krag van ons getuienis. Die krag van ons getuienis. Openbaring 10 vanaf vers 7 tot 12. Openbaring 10 van 7 tot 12. Die krag van my getuienis. 11 vers. Openbaring 11 vers 7 tot 12. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het die oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het die oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele saam met hom neergewerp. Ons weet 'n derde van die engele nie. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heilige krag en die koningskap die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp en hy wat hulle aankla voor onze God dag en nag en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. Daarom wees verheer, o hemele, en die wat daarin woon, en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. So, daar's baie mense wat vir jou sê, die duiwel kla jou nog steeds aan. Wat sê die woord vir my? Hy is neergewerp, hy is nie meer in die hemel nie. Hy het wel 'n wettige reg om jou aan te val as jy plek maak vir hom. Goed, Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal my getuies wees. 2 Korintiërs 3 vers 2 tot 3. Julle is ons brief geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelike brief van Christus is, deur ons diens berei. Geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Ons is lewende briewe vir mense om te lees. Hierdie week het ek 'n storie gehoor en het my regtig vreeslik geruk en maar ek vertel van hierdie predikant, nuwe predikant wat op die dorpie kom. En omdat hy iets in die dorp het gedoen, was sy kar is in vir reparasies, gemaak het toe gebruik van die busdiens. En toe hy inklim, toe kry sy kleingeld by die busoperateur en toe hy soek hy, toe sien hy daar's R2 te veel. En hy gaan sit, maar dit plan, want daar's R2 te veel kleingeld. En hy dink toe by homself, maar weet jy wat is nie R2. En vir die busdienste maak baie geld. Ek weet sekerlik gaan dit hulle nie ryker of armer maak nie. Nou sit hy maar met die R2. Maar toe hy uitklim, toe gee hy die R2 aan die man terug. Hy sê, jy het vir my R2 te veel klein. En die busoperateur sê, jy's mos die nuwe predikant van die dorp. Hy sê, ja, ek is. Hy sê, ek wil nog 'n paar keer al daar by julle kom inloer. Hy sê, maar ek het nog nie. En toe ek jou vandag die bus sien klim, toe dog ek, wat gaan jy doen as vir jou R2 te veel klein? En hy klim toe uit en hy sê, ons gaan die eerste lamppaal vashou, want hy sê, Here, amper het ek jou seun verkoop vir R2. Alles wat ons doen in die lewe is 'n getuienis. Kyk maar net as jy by iemand kom en jy sien daar's 'n versie teen die muur geplak of iets wat jou herinner dat hierdie persoon verklaar dat hy kind van God is. Kyk jy nie dan nader nie? Kyk jy nie wat hulle doen en wat hulle sê? Dra hulle hierdie getuienis werklik uit dat hulle werklik kinders van God is? Ek het al so baie keer, moes ons terugry, dan kom ons by die huis, dan besef ons het iets in ons pakkie wat ons nie voorbetaal het. Dan draai ons om en ons vat dit terug. Want jy weet nie wie hou jou dop. En dit is wat die vyand gebruik om jou getuienis te beskadig. So gee maar hy R2 terug. Ek ken maar net ons oordeel mense. Mense oordeel ons. Hulle sê 'n kind van God is nooit
af nie. Of jy kan nie sommer net instap en doen wat jy wil nie. Want daar is altyd iemand wat jou raak sien en so verkoop ons Jesus aan. Wat is 'n getuienis? Die woordeboek sê, die handeling van getuig op dit waarvan getuig word. Dis 'n betuiging, dis 'n bewysstuk, dis 'n getuieverklaring en 'n verklaring. En die hof het die getuie gevra om die teenstrydigheid in sy getuienis vir hom oop te maak. So in antieke tye, as jy 'n getuienis of selfs 'n disipel, ons praat van disipels ook was, het jy werklik so nou geset gewandel aan die persoon wat jy navolg, dat jy werklik jou voet in sy voetspore gesit het. Wat daai persoon gesê het hulle neergeskryf en hulle het glad nie afgewyk van daai woord nie. Dit is hoe belangrik die getuienis was vir hulle. En Jesus sê dan, ek het gekom om die Vader te vertoon. Hy het gekom as 'n bewysstuk van die Vader. Hy het gekom as 'n getuie van die Vader. Johannes 1 vers 17 en 18. Want die wet is deur Moses gegee en die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Johannes 14 vers 7 sê, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. En dan sien ons, hoor ons Petrus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Kan jy dit werklik sê? Kan jy vir iemand sê, weet jy, kyk net hoe ek wandel, kyk net hoe ek optree, en dan doen jy dit, en dit sal wees soos Jesus het gedoen. Is dit ons getuienis? Of beleef ons werklik nie so nie? Sê ons dit maar ons doen dit nie. Is my getuienis dat God eerste is? As mense na my kyk, weet hulle dat God eerste in my lewe is. As hulle kyk na wat ek doen, wat ek sê, as hulle in my optrede sien, is Christus eerste. Sien hulle dit in my finansies? Sien hulle dit wat basies op 'n Sondag? Die een dag wat ons werklik vry is, behalwe nou soos Tina, wat ons vry is om wel in die huis van die Here te kom. Waar is ons op 'n Sondag? En as ons dan by die huis is, waar is ons besig? As iemand enige tyd sou opkom, sou ons hoor dat ons van die Here getuig. Sal hulle hoor dat ons musiek in ons huis speel wat God vereer? Sal hulle sien dat ons besig is met Bybelstudie en gebed? Wat sal hulle sien in ons huis? Ons is maklik, ek is 'n kind van God. Maar as jy dit nie sê nie, sal mense dit weet. Is dit jou getuienis in jou lewe? Is my getuienis 'n bewys en 'n verwysing na my God? Weet jy, ek weet nie eers of julle dit weet nie, maar as julle ons blaadjie lees, dan sê dit, ons missie is om geestelike kinders van God oorwinning in hierdie wêreld. Om toe te rus dat jy weet, jy is 'n kind van God, jy het die autoriteit van God, jy het die lewe van Christus in jou, jy is anders. As jy dan sê, groter is hy in my as hy wat in die wêreld is, kan mense dit sien as iets op jou pad langs kom, wat jy nie verwag nie. Wanneer jy skielik siek word, of 'n verslag kry van die dokter, wat vir jou ruk. Of as jy 'n kind verloor, of 'n ma verloor, of 'n pa verloor, of 'n broer of 'n suster. As jy nou op die werk kom, skielik is daar dinge by jou werk wat nie so moet wees nie. Wat doen jy? Sien hulle in jou lewe dat jou God jou deurdra? Want dit verwys na jou God. Hoe groot is jou God? Maar partykeer is ons so besig om te kla en te murmureer en Here, hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek dit doen? Bid vir my, ek weet nie, ek kan nie, ek sê nou nie, ons mag nie vra vir gebed nie, maar as jy die Here vertrou, dan bid jy anders. Jy bid anders, Here, ek weet dat dit waartoe ek gaan, Here, nie van U af is nie. Here, gee my die krag en die insig en die wysheid om hierdeur te stap, Here, sodat as ek aan die ander kant kom, dit my getuienis kan wees, sodat ek sterker kan staan, sodat mense kan sien wie my God is. Of begin ons kla en
ons weet nie verder wat om te sê nie. Kom ons kyk na die 3 Joodse seuns, né? Onthou van hierdie beeld wat Nebukadneser gemaak het, hy het gesê as die siter en die instrumente en die blaasinstrumente en die dromme speel, dan moet almal voor hierdie beeld neerval. En Sadrag, Mesach en Abednego. In Afrikaans sê nie. Sadrag, Mesach en Abednego. Het dit nie gedoen nie. En toe laat die koning hulle kom, en hy sê, ek gaan dit nou weer doen. Hulle gaan dit nou speel, dan moet julle neerbuig en julle moet aanbid. As julle dit nie doen nie, gaan ons julle in 'n vuur gooi. Wat sê? Hoor hulle getuienis. Hulle sê, ons sal dit nie doen nie. Koning wil doen nie, ons gaan dit nie doen nie. Ons God is by magte om ons uit te red. En dan sal ons nie neerbuig nie. Dit is 'n verklaring wie hulle God is. En ons weet dat hulle hierdie 4-7 keer wanneer gemaak het, die ouens wat hulle ingegooi het verbrand. En toe die koning na 'n rukkie opkyk, toe sê hy, het julle nie hierdie manne, 3 manne, vasgebind in daai vuur gegooi. En sê koning, u weet dit mos. En hy sê, maar ek sien nou 4 manne in daai vuur staan, los, ongedeeg. Dit is die God wat ons het. Verklaar ons dit so? Of is dit vir ons storieetjies in 'n boek wat ons soms lees, as ons voel, mense, ek het 'n bietjie lank laas hierdie Bybel gelees, miskien moet ek net 'n bietjie hier omlaai. Wie is die God wat jy aanbid? Getuig jy, soos die Marientjie vanoggend getuig het hoe groot God is? Kan ons getuig dat ons op 'n plek was wat ons nie geweet het, wat gaan ons doen nie? En dan red God ons uit. Weet jy, ons was, ek kan so 'n bietjie van ons getuienis vertel so tussenin. Maar ons was op Bybelskool. Ons se werk gehad het, toe sal kom met ons nie. So nou is ons agterstallig. Al hoe lank toe ons nou 'n werkie kry, maar agterstallig. En hulle lang studente gekom. Want ek en een studeer. Die kinders is daar, ons eet, ons bly daar, jy betaal daar. En dan roep die studente in, dan sê hulle, luister, pak my julle klas, die stofseuns. Hulle het dit nooit met ons gedoen. Hulle het vir een of 2 keer genoeg gesê, luister, ou maak plan, maar hulle het dit nooit gedoen. Dit was so erg dat ons het een maand toe praat die Here met ons moet 'n bedrag op 'n student se studie betaal, maar ons het dit afgestel, want verstaan jy, maar nie so nie. En toe ek die geld ook gaan betaal, sê die dame vir my, is jy seker? Moet ons dit nie op julle geld afhaal, ek sê nie die Here te sê op sy. Daai student is nou toevallig ons skoonseun, maar ons het dit nie daai tyd nie, maar anyway, so toe betaal ons die geld en ja, ons was al uit die college uit, hoeveel jaar, toe gee die Here al die geld vir ons, toe betaal ons eers ons studieskrif klaar. Ek weet nog, hoe dan so as 'n 30 voeters betaal, elke maand ons was, wat, R35.000 op iets afgestaan. Dit is hoe groot ons God is. Jy sien nou, die Here het ons net gevra om R3.000 te gee. En hy het vir ons R30.000 teruggegee om ons skuld te betaal. Ja, amen. Op die regte tyd. Okay, so dit is jou getuienis moet wys. Weet, en partykeer dink ons is net die groot dinge. Nee, klein dingetjies ook. Want dit sê vir my, as die Here dit vir jou gedoen het, kan hy dit ook vir my doen. Is my getuienis 'n bewys van God se getrouheid? Getrouheid beteken my God is onwankel. Hy's altyd getrou. Wat sê Dawid, ek was jonk en ek was oud, en ek het nog nooit die regverdige sien beeld. 'n getroue God. As hy dit nie 'n keer gedoen het, gaan hy dit weer doen. Die getuienis het ek ook gebring al. Toe ons in die Bybelskool nou klaar is, toe trek ons nou en nou soek ons werk. Want ons kon nie dadelik in die bediening gaan met ons studieskap. Vreeslike getuienis, maar anyway. Toe ons staan toe in 'n lyn, dit was die nuwe idees uit. Presies. Maar maak net so, ons staan toe nou in hierdie ons moet dit hê, want ja. Nou soms in hierdie ding sê ek het aansoek gedoen by werk, ek het nagties gewerk by netjie in die aand.
dan in die volgende oggend gaan ek klas toe, en dan, die week wat ek af is, het ek klas toe gegaan. Die week wat ek nie af was nie, het ek geslaap. Dus dan weet ek nou nie werk. Maar, toe staan ons in die queue, en ek het ons soek gedoen by werk, ook in die keer hospitaal, en daar's nie koste nie, en ek staan in daai ry, en die suster, of die matrone bel my, of die bestuurder, sy sê, ek het nie 'n tafel vir jou nie, ek het nie 'n rekenaar vir jou, ek het nie eens 'n pos vir jou, maar ons gaan vir jou pos gee. Dit is hoe groot my God is. Toe ons hier Kaapstad toe kom, kom een hulle 'n maand voor die tyd, ek werk nog daarso, nou stuur ek my CV's, maar as jy nie daar is nie, kom jy vir 'n onderhoud gaan. En die Here sê vir my, onthou jy wat ek gedoen vir jou? Ek gaan weer. En ek was 'n week, ek het net by die Kaapstad aangekom, by Vrydag vir onderhoud gegaan en so 18 maande gewerk. Dis hoe groot ons God is. Dis hoe getrou hy is as jy hom vertrou. Is my getuienis 'n getuienis van sy liefde? 1 Johannes 4 vers 7 tot 8. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is. Die eerste ding wat ek in my lewe gesien het verander het, ek het lief gehad. Mense wat ek nog nooit ontmoet het. Maak nie saak wat hulle kleur was nie, ek was lief vir hulle. Dit was my eerste teken wat ek kon sien, God is besig om te werk. Is my getuienis dat ek staande bly as alles onder mekaar in mekaar se aansak. Efesiërs 6 vers 13 sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Ek quoteer nie net die woord nie, ek wys dit. Ek wys dit. Ja, die oomblik, as daai kurwel kom, gaan jy 'n bietjie verskyn. Maar dan weet jy weer. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek het hierdie storieetjie van die pineapple storie, ons het julle al 'n bietjie van dit vertel, maar is Otto Koning se storie. Hy is as 'n sending gestuur na Papua New Guinea toe. Hy was al vir 14 jaar. Maar hy het 'n vreeslike stryd met die inboorlinge gehad. Hulle was verskriklik, hulle het alles gespeel. As hulle die kind so doek wil aansien, dan kom hulle agter, daar's nie meer doekspelde nie. En as hulle loop, dan sien hulle toringe van dit gemaak. Hy soek sy pen deur 'n ou se neus gesteek. Hy fisies, as hy rondgaan in die dorp, het hy met 'n boks. Want oral het hy goed gekry. Teelepels wat hulle gesteel het. Een man steier daar rond met sy preskripsie sonneglaf. Saam hulle aan, en toe hy die brille af, en toe sy ou se met daardie gelees, kan hy sien. Maar dit is julle wat, hulle het alles gesteel. Pineappels geplant vir hulle, om te eet. Maar dit was ook nie ryk nie, dan het hulle dit al gesteel. As hy 'n groenetjie sit, dan maak hom met blare toe, en as hy weer dan kom sy weg. Hy sê, Here, maar ek is jou werker. Here, kyk wat doen hulle? Kyk, hulle steel die pineapples. En toe gee hy die pineapples weg, want dit was nie te veel. Maar aan die einde van die dag, verander sy hele sak, hy het die pineapples vir die Here gegee, sê, Here, is nie meer myne nie. Laat hulle maar jou pineapples nou maar eet. Dis werklik wat hy vir die Here gesê. Laat hulle maar nou jou pineapples eet, as ek een kry, dan sit maar goed. Hulle het tot sy hende van die draad afgesteel, dit was nie verskriklik. Maar hy gee toe die pineapples vir die Here, hy sê, Here, vat hierdie pineapples, dis joune, as hulle dit eet, laat hulle dit eet. En toe kom een van die ouens by ons, sy tolk, en hy sê vir hom, wat sê Twannie, weet jy, het jy nou 'n Christen geword? Hy sê vir hom, hy sê, weet jy het altyd vir ons vertel van 'n Christen, maar ons het gewonder hoe lyk. Is dit ons getuienis? Want hy is altyd kwaad. Ja, want hy is altyd kwaad. Hy beklei die hele tyd met hulle oor goed wat hulle vat. Ons getuienis kan vir die Here eer bring, en ons getuienis kan die Here se saak afneem.
Laat ons getuienis altyd getuig van hoe groot ons is. En ja, en weet jy, getuienis is kragtig. Niemand kan dit van jou doen. Niemand nie. Hulle kan nie sê dit het nie met jou gebeur nie, want jy weet dit het met jou gebeur. Kom saam. Snaakse woord dat die Here vir my gegee het. En ek dink dit is net alles waarheen die Here met ons op pad is. Vader, dankie dat ons vanoggend net in die huis kan wees. Om aan te sit by 'n tafel wat U vir ons gedek het, my God. En Vader, ek bid dat U deur die Heilige Gees, Here, die napreker sal wees van hierdie woord. Vader, dat wat ons doen, Here, mense U sal verheerlik as hulle sien wat in ons lewens gebeur. Die getuienis wat ons bring, Here, dat dit altyd eer bring vir U. Vader, ek bid vandag, Here, en ek vra dat U met ons sal wees hierdie week, Here, dat U ons sal seën. Here, ek spreek genesing oor elke liggaam wat siek is vanoggend, Here. Here, in die magtige naam van Jesus. Vader, U is die een